My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade, o Seun van God die Vader en o Gees, so vol ontferming. Ons prys U naam, ons juig te saam waar ons ook al vergader. Ons lees vanoggend saam 'n gedeelte wat hierdie tyd van die jaar baie gelees word, wat ons baie hoor. Gedeelte wat sentraal staan in die waarheid van God se wandeling saam met die mens deur die eeue. En dis iets waarna ons vanoggend bietjie gaan kyk. Nou ons gaan saam lees Matteus 1 vanaf vers 18, so 'n kort gedeelte in die opskrif daar, die geboorte van Jesus Christus. Tema van vanoggend se prediking, broers en susters, dit is die rol en roeping van Josef. Maar voordat ons dit saam lees, gaan ek vra dat die broers vir ons sal staan in eerbied en ons almal kom ons word stil voor ons hemelse Vader. Almagtige God en grote koning, Here, by hierdie adventsgeleentheid wil ons U bo alle ander dinge loof en prys. U alleen is Here, U alleen is Skepper, Regter, Verlosser. U alleen het gekom om U kinders te red. Waar soveel dinge van die jaar ook nou tot 'n afsluiting kom. Besef ons kan hierdie adventstyd ook ingaan slegs op grond van U genade. Dankie dat U ons elkeen en ook ons gemeente deur hierdie jaar gedraai het. Dankie dat ons die feestyd kan ingaan met die wete en sekerheid, U het gekom. U is gebore. U is Immanuel, waarlik God met ons. Here, ons sê dankie vir al die ander seëninge wat ons ook so onverdiend ontvang. En ons vra dat U elkeen wat hierdie week verjaar se nuwe lewensjaar ook sal seën. Maar daar is ook baie van ons mense wat U besonder nodig het in hierdie tyd. Ons dink aan almal, elkeen op ons voorbereidingslys. Oom Mike, oom Henny, ons dink aan Frikkie en oom Skalk, en Rina en haar familie, en Freek wat so mooi herstel, en so ook meneer Jan. Ons dink aan tannie Linda wat ook gesond word. En in besonder dra ons vanoggend vir Pieter aan die op wat môre ingaan vir 'n operasie. Here, U ken die uitdagings wat hierdie gemeente ook in die oë staar baie goed. Maar ons weet U is die een wat U kerk bewaar. En daarom vra ons vir U leiding, U krag, U insig, om ook daardie dinge vir hierdie jaar reg af te sluit en die nuwe jaar wat kom reg te begin. Wees met ons vanoggend ook tydens hierdie diens. En ons bede is dat dit sal wees ooreenkomstig U wil, dat dit wat ons doen, U naam mag verheerlik. Want U alleen, o Here, kom toe die lof, die heerskappy, die majesteit, tot in ewigheid. Amen. Matteus 1, ek lees vir u vanaf die 18de vers. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak,
het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie bekend totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Ons lees vanoggend net tot sover, met tog 'n bietjie van 'n fokus op die laaste 2 verse. Ons begin hierdie jaar se adventspreke deur stil te staan by die lewe van 'n persoon waaroor daar nie baie gepreek of veel gesê word nie. In die volgende 3 geleenthede, as die Here ons spaar, wat ek vir ook die dienste lei, gaan ons persone bespreek wat 'n groot rol gespeel het rondom die gebeure van die geboorte van ons Here. En hierdie jaar begin ons deur te kyk na die lewe en die roeping van Josef. Dr. Chris van Wyk skryf in 'n artikel rondom sy Bybelstudie dat die Bybel vir ons een groot verhaal vertel. Van die skepping van alles af, tot by die herskepping met die nuwe hemel en aarde. En hy sê tereg en so mooi, dit is die verhaal van God se betrokkenheid by die wêreld. Sy liefde veral vir mense in al hulle fases en al hulle fasette. En hierdie verhaal van God met mens strek oor eeue en eeue. En elke persoon waaroor ons in die Bybel lees, speel 'n spesifieke rol binne hierdie verhaal. Van Adam en Eva en hulle kinders, Kain, Abel en Set. Van Abraham, Sara en hulle kinders, Ismael en Isak. En Isak en Rebekka en hulle gesin met Jakob en Esau. En Jakob en sy 2 vroue, Lea en Rachel, en al 12 sy kinders wat die stamvaders geword het. Maar om daar te kom, leer ons die geskiedenis, die pad wat God gestap het, saam met Josef tot in Egipte. Waar die volk daar gegroei het, en Moses hulle in opdrag van God uit Egipte gaan red het. Moses dan ook wat die wet ontvang daar in die woestyn, en die volk lei tot by die beloofde land. Joshua wat die land inneem, en na die rigters die konings wat kom. Bekende stuk van die pad van Dawid en Goliat. Maar dan ook 'n hartseer stukkie van die pad waar hy vir Batseba ontmoet. En dan Salomo wat die tempel bou. Ons lees die verval van die konings wat vergeet het van hierdie pad. Die eerste ballingskap na Assirië en die 10 stamme wat verdwyn. Die tweede ballingskap na Babylonië.
omdat die volk ongehoorsaam gebly het. Maar daar in die ballingskap sien ons stap God nog steeds hierdie pad. Hy stap het saam met Daniël, saam met sy vriende, deur die leeukuil, deur die vuuroond. Ons lees hoe stap hy die pad saam met Ester. Stap hy die pad ook terug na die beloofde land, saam met Esra en Nehemia. God werk baie keer onsigbaar, agter die skerms, en ook die oorwegings van hierdie konings en amptenare. Maar soms werk hy op 'n amper kwaadlik onbedekte wyse deur groot wonders, buitengewone omstandighede. Wat vir my veral wonderlik en opmerklik is van die verhaal van God, is die feit dat hy die almagtige God in hierdie lang pad wat hy saam met ons stap, mense gebruik om so 'n belangrike rol daarin te speel. Want so kom hierdie pragtige verhaal, hierdie pad, tot hier waar ons vanoggend saam gelees het uit Matteus, by die Nuwe Testament. En daar sien ons is dit ook nie anders nie. Ons sien 'n baie belangrike toneel van God se verhaal met die mens in hierdie paar verse ontvou. Dit is 'n deel van die verhaal wat 'n belangrike rol gaan speel in die uitkoms van die verhaal van die herskepping van alle dinge. En daarom begin die Nuwe Testament juis ook hier, met die geboorte van Jesus, dit waarna alles tevore gestuur het, en waarop alles wat nog moet kom berus. Nou die krisis op hierdie punt was dat Josef op hierdie punt van die geskiedenis deur God gekies is om so baie belangrike rol te speel in hierdie blye verhaal, in hierdie blye boodskap, op hierdie pad wat God met ons stap. Maar dat Josef dit nog nie besef het nie. Ons lees hy was al verloof aan Maria, en hulle sou ook binnekort in die huwelik bevestig word. Maar toe Maria egter met Jesus swanger raak, was dit eers vir Josef 'n probleem. En hy het nie dadelik verstaan wat die omvang, die implikasie daarvan was nie. Ons kan in die versies aflei, hy was baie lief vir Maria. Daarom wou hy haar die skande, die vernedering spaar op hierdie skandaal wat besig was om te ontvou. Hy het aangebied om die verloving te verbreek en op so 'n wyse te probeer om die krisis vry te spring. Toe verskyn die engel van die Here aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees, en sy sal 'n seun baar. En jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het Josef vir 'n baie groot, 'n baie belangrike kruispunt in sy lewe gebring. Aan die een kant kon hy kies om sy voorneme te volg, moontlike gevare vir hom en vir Maria vry te spring, die skande te ontsnap. Aan die ander kant kon hy vir God luister. Kon hy doen wat God hom beveel het. En kon hy die rol speel wat God vir hom in hierdie groot en
wonderlike verhaal van redding van die mens bepaal het. En dan sien ons in die gedeelte wat afspeel verder, Josef se antwoord op God se roeping. Want hy het geantwoord. Deur na sy lewe te kyk kan ons duidelik sien wat Josef se keuse was. Eerstens, nadat die engel met hom gepraat het, toe hy wakker geword het, het hy presies gedoen wat die engel van die Here vir hom gesê het. Hy het nie in die geheim van Maria geskei nie. Hy het met haar getrou. Ons lees hy het haar by hom geneem, net soos wat die engel gesê het hy moet. Maar dis nie waar sy rol of sy roeping gestop het nie. En ons sien deur die res van Josef se lewe dit wat ons daarvan weet, hoe hy geluister het na God se roeping en rol, soos wat hy dit beskik het. Ons lees eerste, Josef het sy gesin beskerm. Kort nadat Jesus gebore is, en die herders en die wyse manne vertrek het, waarvan ons vanaand ook weer so mooi gaan hoor in die Kersangdiens, het die engel weer na Josef toe gekom en het Josef 'n groot waarskuwing ontvang. Matteus 2 vers 13, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. En weer sien ons Josef se reaksie op God se opdrag, vers 14. Hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. Josef het nie versuim om op God se bevele gehoorsaam te reageer nie. Nou dit kon nie maklik gewees het nie. Kon nie maklik gewees het eerstens om vir Maria hierdie moeilike nuus oor te dra nie. Want ons lees Josef het. Hy het haar vertel van die droom, van die engelse boodskap, dat Herodes, die groot koning, hulle seentjie wou vermoor. En daarom moes hulle dadelik pad gee, alles net so los en trek. En ons kan dink die gesprekke wat ook daar aangegaan het, die bekommernisse, ouers wat wonder, hoekom wil iemand iets aan hierdie kindjie van my doen? So nie Josef of Maria kon presies begryp wat besig is om af te speel of hoe die paadjie wat God besig was om met hulle te stap op daardie oomblik gelyk het nie. Maar hulle het God vertrou en hulle het geluister. Die hele Bethlehem het heel waarskynlik nog gelê in slaap, onbewus van die drama wat besig was om te ontvou. Josef, Maria, Jesus ons Here die dorpie daardie nag in die donker moes verlaat. Ons kan ons net indink hoe daardie mense ook maar moes wonder oor wat het voorgelê. Wat sou môre bring en wat om te verwag. Hoe kon 'n eenvoudige timmerman sy gesin teen hierdie groot magte beskerm? En nou trek hulle nog weg, sou hy aan hulle behoeftes kon voorsien. Wat gaan hy doen? Hoe moet hy vir hierdie unieke kind sorg? Hoe moet hy hom groot maak? Groot, oorweldigende uitdagings wat Josef in die gesig gestaar het. Maar ongeag, hy het gehoorsaam gebly aan alles wat God vir hom gesê het. Hy het gehoorsaam gebly aan sy God gegewe roeping as man
wat ook afkomstig was van ons Here. Ongeag al die gevare, het hy in geloof sy gesin beskerm deur te vertrou op God, deur na die Here te luister. En ons sien hy het voorsien. Nie vanuit homself nie, maar omdat God ook gesorg het. As ons na die geskiedenis kyk, hierdie stuk pad wat God ook saam met ons gestap het as mense, dan het hierdie gesin nie baie lank in Egipte gebly nie. Die engel het Josef kort voor lank in kennis gestel dat Herodes toe dood is. En Josef sy gesin teruggebring na die tuisland toe. Ou profesie dan nog juis voorspel dat God sy seun vanuit Egipte sou roep. Matteus 2 vers 15 en 'n stuk so vanaf vers 19. En hy was daar tot die dood van Herodes sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet. Uit Egipte het ek my seun geroep. En na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het." En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus oor Judea koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggetrek. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy 'n Nasareëner genoem sou word. Josef het baie duidelik 'n groot rol gespeel in die vervulling van die profesie. Maar nie sonder om te wonder wat sou van sy gesin word nie. Ons lees hy was versigtig. Hy het Herodes se opvolger Archelaus gevrees want ook hy was 'n wrede, moorddadige man. So weer onder goddelike leiding neem Josef sy gesin noordwaarts, weg van die gevaar, weg van al die intriges, terug na sy tuisdorp Nasaret in Galilea. En daar het hy en Maria hulle gesin grootgemaak. Hulle lewe was heel waarskynlik vir alle praktiese doeleindes 'n eenvoudige lewe, nie altyd maklik nie. Die Bybel noem Josef 'n timmerman, 'n gebruike woord wat verwys na iemand wat op verskeie maniere met hout werk, so bome af te kap, dit weg te sleep, die hout droog te maak totdat dit gebruik kon word, en dan ook daardie hout te verwerk, balke te maak, balke vir huise, bote, klein brûe te bou, soms waans, wiele, allerhande plaasgereedskap ensovoorts. So hy was 'n man wat gewoond was aan harde fisiese werk. Hy het dit gedoen en hy het gehoorsaam gebly aan God se opdrag om terug te keer. Ongeag alles het hy steeds gehoorsaam gebly, ook aan sy God gegewe roeping as man van die huis. En ongeag al hierdie uitdagings wat die lewe ook maar oor ons pad bring, het hy in die geloof vir sy gesin voorsien, deur te vertrou op God en na sy roeping te luister. En dan, broers en susters, sien ons, hy het volhard. As mens was hy nooit nie eers naaste by perfek nie, maar hy het volhard.
Die Bybel bevat verder net 'n paar verwysings na Josef se lewe. En wanneer ons die punt bereik van Jesus se doop op ongeveer 30-jarige ouderdom, lees ons nêrens meer in hierdie pragtige verhaal van Josef nie. Getuienis dui daarop dat Maria weduwee was teen die tyd dat Jesus sy bediening begin het. Maar God het daaroor beskik om hierdie stukkie van die pad, hierdie stukkie geskiedenis van Josef ook met ons te deel, die stukkie van 'n vader wat sy gesin beskerm het en hulle behoeftes voorsien het en tot die einde getrou gebly het deur te luister na sy roeping en sy rol wat God hom gegee het. Omdat Josef geluister het na God, kon hy sorg. Kon hy hulle veilig hou. Al moes hulle 'n keer vlug. Al moes hulle 'n paar keer alles oppak en weer trek. En hy kon dit alles doen want hy het gehoorsaam gebly aan God. Deur getrou te bly aan sy God gegewe roeping as man van die huis, deur in geloof sy gesin te beskerm en aan hulle te voorsien in volharding en vertroue op God. En as alles sien ons, dit gaan nie oor Josef met wie die pad gestap is nie, maar oor hom wat die pad met Josef gestap het. Want die waarheid, broers en susters, is, daar het nog so 'n vader getrou gebly aan alles wat hy eeue lank beloof het. Daar is nog so 'n vader wat vir sy gesin, sy familie gesorg het, ook deur die eeue heen hulle beskerm het en aan elkeen van sy kinders voorsien het, presies dit wat hulle nodig het vir die lewe. En daardie Vader, dis ons Vader. Die genade van die groot en die wonderlike verhaal is dat God deur sy seun Christus na die aarde te stuur 'n rol en roeping vir elkeen van ons ook bepaal het. En dit sluit ons almal in, elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Ons het vanoggend gehoor, in Christus word ons nie meer as vyande van God gereken nie, maar juis as kinders, as deel van sy familie. En vir elkeen van sy kinders het hy 'n rol, het hy 'n roeping in hierdie verhaal. Eerstens vir ons as sy kind. Ons hoogste roeping is om as kinders van God sy naam te verheerlik. Ons moet soek na sy eer in alles wat ons doen. Alles wat ons sê, alles wat ons beplan. En soms behels dit dat daar gevaar oor ons pad kom. Maar dan moet ons soos Josef deur geloof getrou antwoord op God se roeping, waar hy ons ook al stuur. Tweedens, in hierdie stuk geskiedenis, sien hy maak van ons mans, vrouens, kinders, binne 'n gesin, binne die klein gemeente. Dit is ook 'n rol wat God vir ons bepaal het. Dit is nie sommer maar net nie. En is ook 'n roeping waarop ons in gehoorsaamheid moet antwoord. In die geloof en deur die krag van God moet ons soos Josef daardie rol vervul. Al is dit harde werk. Al is dit soms onder moeilike omstandighede. Die realiteit is wat ons leer uit hierdie stuk geskiedenis, vanuit onsself kan ons dit nie doen nie. Josef het dit reg gekry. Want hy het dit gedoen in geloof tot God en in die krag van God.
En derdens, het God ons geroep om deel te wees van 'n groter geloofsfamilie. En hier sit ons. Party van ons geroep as amptdraers. Party as verbondsonderrigvoorgangers. Ander as lede van komitee of 'n aksie ensovoorts. Maar ook vir elkeen van ons hier 'n rol en 'n roeping in hierdie geloofsfamilie om te vervul. Ja, om te sorg vir mekaar. Ja, om mekaar te beskerm. Maar eerste en bo alles om in gehoorsaamheid saam ons Here te verheerlik. Die genade, die boodskap van hierdie adventstyd, is dat God ons plek hier ook in hierdie pragtige geskiedenis as sy kinders moontlik gemaak het, juis omdat hy as Vader getrou gebly het en vir ons die verlosser gestuur het wat hy beloof het hy sal. En daarom, slegs daarom, kan ons en moet ons in geloof, in vertroue en gehoorsaamheid antwoord op die roeping en die rol wat God vir ons bepaal het. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, grote koning, ewige Here, ons enigste verlosser en saligmaker. O Here, dit is genade alleen dat U beskik het om ons deel te maak van hierdie pragtige geskiedenis, van hierdie blye verhaal, die blye boodskap. Die pad wat U gestap het tot 'n redding van die mens. En ons weet, is slegs alles moontlik deur die koms van ons Here op die vasgestelde tyd, soos wat U dit bepaal het. En daarom saam loof en prys ons die heilige naam, o Here. Ons bid en vra dat U ons sal lei, dat U ons sal krag gee, dat ons getrou sal antwoord op die roeping wat U aan ons as U gelowige kinders gegee het. Dat ons gehoorsaam sal bly aan die opdragte wat U ons gee en dat ons die rol sal vervul wat U vir ons in hierdie wonderlike verhaal van redding, van liefde bepaal het. Maar ons moet erken, ons bly mens. En daarom is daar wat tye wat onseker raak, wat ons twyfel oor ons omstandighede en bang raak vir die onbekende van die dag van môre. Help ons, o Here, om in hierdie adventstyd opnuut in ons roeping verseker te word en dat ons in geloof getrou sal antwoord. Mag ons lewens 'n getuienis wees van die blye boodskap wat ons met hierdie feestyd herdenk. Aan U alleen die eer. Amen. Ek gee nou geleentheid